Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Sondag aand. Vir my, Pastor Stef, altyd lekker om saam met te kuier en kan nie glo ons staan op dag 15 se einde van ons Daniël vas. Verskoon so 'n bietjie laat, kragonderbrekings, maar ek is terug en dit is my baie lekker om saam met jou vanaand te kuier. En glo dat in hierdie laaste 2 weke hierdie 'n besonderse tyd vir jou was met die Daniël vas. Sou jy gevas het rondom 6 tot 6, dalk gevas het rondom sepies, gevas het op een of ander manier. Dit gaan oor jou toewyding. Dit gaan oor om 'n besluit te neem om te sê ek sonder af en ek maak tyd vir die Here wat ek nooit maak nie. En ek offer ook so my tyd en my ontspanning op om die jaar wat voorlê aan die Here toe te wy. En vanaand is dit vir my baie lekker om saam met jou te kuier op TikTok en op Facebook en mag hierdie vir jou 'n besonderse aand wees en mag hierdie tyd wat ons nou saam gaan geniet ook vir jou inspirerend wees en vir jou sommer baie revelations, openbarings bring. En ek glo dat in hierdie laaste 2 weke daar werklik diepte gekom het in jou lewe en baie, ek het vandag weer 'n boodskap gekry vir iemand wat vir my sê ek bid maar niks gebeur nie. Ek bring my kant en niks gebeur nie. Mense, jy kan ons nie God druk nie en hoe is ons so ongelowig om te wil dink, nou bid ek het nou begin bid en nou moet die Here net antwoord en nou moet dinge net verander. Ons draai nie God se arm deur om te bid en te vas nie. Jy doen dit omrede jy God se guns en God se teenwoordigheid en sy wil vir jou lewe wil sien en ervaar. Dit gaan geensins om te dink dat as ek dit doen, ek nou God in beweging gaan kry, dan sê dit, God was nooit in beweging nie. God is alomteenwoordig, God is al by jou môre gewees, God dra kennis van jou nou oomblik. Maar dit vra van my en jou om ons gesindheid, dit vra van my en jou om ons houding rondom ons verhouding met God te verander en selfs ook in ons godsdiens. Jy sal vind my nommer verskyn op die platforms en jy is meer as welkom om, as jy nog nie op ons groepe is nie, sommer daai nommer neer te skryf en net 'n boodskap te stuur met jou naam en jou van en ek laai jou op die groepe TikTok, Facebook en YouTube. Altyd baie lekker om saam met julle te kuier en ek weet dat hierdie ook vir jou 'n besonderse week gaan wees. Môre gesels ons rondom families en môre se dagstukkie wat ek gaan plaas is rondom om te bid vir jou man, te bid vir jou vrou, te bid vir jou kinders, te bid vir jou familie. Ek dink dit is wat kort in hierdie dag en uur in ons gemeenskap is gesonde families. Môre in ons dagstukkie en in ons Daniël vas gaan ons bid vir ons gesinne. Vandag het ons gepraat in ons dagstukkie rondom jou belangrikheid van jou dankbaarheid teenoor God en mag vanaand sy boodskap ook sommer jou inspireer en vir jou baie beteken. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand so saam kan kuier en vanaand sommer die naam groot maak. En Here, my gebed is om dat ons U altyd in ons lewens, in die goed en in die sleg, in die swaar, in die mooi, in die hard en die sag, U sal dien en loof en eer. Want U is wonderbaar, U is 'n raadsman, die sterke God, daar is niemand soos U nie, niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met U nie. En op hierdie pragtige mooi Sondag aand staan ons amazed van die genade. Dankie Here dat ons saam U naam kan loof, eer en prys en naam groot maak. Hierdie man wat luister, hierdie vrou wat luister, hierdie gesin wat luister, dat die behaar in hom sal stil staan, hulle sal seën ontvou met liefde en met krag en hy en sy Here sal beleef en ervaar en geniet die guns en die almag in sy lewe en in haar lewe. Here, ons wil sommer in die begin van hierdie sessie sommer maar net kom om te sê, ontvang hierdie lof en die eer. Here, U is my begin en my einde, ek eer en ek prys U. My gebed in Jesus se naam. Amen. Jy sien, die Bybel is vol verse wat met ons praat oor dankbaarheid. Verse waar ons lees dat ons dankbaar moet wees en vir God dankie moet sê. En ek dink dit is iets wat ons baie keer, jy weet, mis, is om vir God altyd dankie te sê. Ons bid vir 'n deurbraak. God bring vir ons 'n deurbraak. God antwoord, God voorsien. Dalk nie op jou tyd nie, maar op sy tyd. Maar kom ons ooit terug om vir God dankie te sê, God te eer, God te prys
vir wat hy vir ons gedoen het. En sê ek vir God steeds dankie te midde van die onsienlike, te midde van daai wat ons in geloof glo wat ons nog nie sien nie. Begin jy al God daarvoor te dank? Ek dink dit het tyd geword dat jy en ek ook in ons lewens by so 'n plek sal kom om God dankie te sê daarvoor. Jy sal vind my nommer verskyn op TikTok en ook op Facebook. Baie welkom, baie lekker om saam met julle almal te kuier. Kolossense 3 vers 15 sê verder, laat vrede van Christus in julle harte, laat vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Nou sê hy net in die volgende hoofstuk, hoor wat sê hy in vers 2 in hoofstuk 4 in Kolossense. Hy sê volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Jy moet waak en jy moet bid en jy moet in jou gebed, in die tyd wat jy wag op die Here, sê hy om dankbaar te wees as jy bid. Hier is die resep. Jy loof God alreeds vir die deurbraak. Jy loof God alreeds vir dit wat jy nog nie sien nie. 1 Tessalonisense 4 vers 4 en 5 sê, want alles wat God geskep het, hoor wat sê, want alles wat God geskep het is goed en is niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word. Geheilig word. Waarom moet ek en jy dankbaar wees? Wel, daar is verseker waar jy en ek elke dag is en waar ons beweeg. Jy weet baie redes waarom ons dankbaar moet wees. En kom ek gee jou sommer maar net vanaand 'n paar riglyne. En ek gaan oor 'n paar goed met jou praat wat jy self kan na gaan kyk en dan besluit te neem, is ek in hierdie deel van my lewe regtig dankbaar? Ons moet byvoorbeeld vir God dankie sê omdat hy vir my sorg en omdat hy vir my goed is. Hy sorg vir my. En ek en jy moet onthou dat al die goeie dinge wat in ons lewens, jy weet, ontvang, is natuurlik nie uit die mens se hand nie, dis nie uit jou eie hand uit nie. Dis uit God se hand uit. En wanneer ons dankbaar is, fokus ons meer op wat ons het. En ons sien al die seëninge dan in ons lewens raak. En dit is so mooi, want as ons nie dankbaar is vir wat ons reeds het nie, gaan ons begin fokus. Ek en jy gaan nou begin fokus op die dinge wat ons nie het nie. En dan gaan ek en jy ongelukkig raak. Ek dink dis waar baie probleme in mense se lewens lê. En dan het navorsing ook gewys dat dankbaarheid baie goed is vir ons. Ek wil jou gou weer herinner. As jy nie gisteraand se boodskap na gaan luister het nie, maak tyd. Maak tyd en gaan luister. Ek het gesels juis gister. Ek sien nou my dit lyk vir my of my batterye pap is. Ek hoop net my klank kom mooi deur. Is my klank mooi op Facebook? Ek het gister gepraat oor slegte gewoontes. Sjoe, en dit het my getref, want slegte gewoontes moet ons mee breek, en ons harte en ons koppe en ons handel en wandel. Gaan luister Saterdag aand se boodskap weer oor slegte gewoontes. Ons het gister daaroor gebid. Jy weet, wat se slegte gewoontes het jy? Ek het nogal vanmiddag toe ek so horisontaal op die bed lê, voor ek so 'n bietjie ingeslymer het ek gaan dink oor gisteraand. En dit het my weer eens getref, daai dingetjies wat ons in ons lewens koester, wat ons wil regverdig. En die Here sê ons moet met dit breek. So wanneer ek en jy dankbaar is, fokus ons meer op wat ons het, en ons sien al die seëninge in ons lewens raak. En ek wil vir jou sê, wat ek nou net gesê het, gaan ek vir jou weer sê. As ons nie dankbaar is vir wat ons reeds het nie, dan gaan ons begin fokus op die dinge wat ons nie het nie. En dis waar mense hartseer en ongelukkig is. Baie ongelukkig is. Navorsing het gesê dat in 'n studie in een groep is mense gevra om elke dag 'n paar sinne neer te skryf oor dinge wat in die week met hulle gebeur het waaroor hulle dankbaar is. En die ander groep moes weer in dieselfde week geskryf het oor alles wat hulle geïrriteer en ongelukkig gemaak het. En 'n derde groep
moes net skryf oor wat met hulle gebeur het, sonder om te fokus op die negatiewe of op die positiewe. Na 10 weke was die wat geskryf het oor die dinge waarvoor hulle dankbaar was, baie meer optimisties en het baie beter gevoel oor hulle lewens, en dit is interessant, dat hulle ook meer begin oefen het, dat hulle begin meer dinge anders te sien, en minder by die doktere draai gemaak, en as diegene wat op die negatief gefokus het. Sien jy, hoor baie mooi wat ek vir jou sê vanaand, waarom dit eintlik sommer baie goed is vir jou, om dankbaar te wees, en gereeld in jou lewe vir God dankie te sê. Dankie te sê, dit is so belangrik, om dankie te sê. Dinge om voor dankbaar te wees. Ek staan gister in 'n motorhandelaar hier in Pretoria, en die eerste ding wat by my opkom, toe ek daar instap, ek kyk toe na 'n kar daar, en ons sê hulle daai window shopping, en toe ek en Karen daar stop, toe ek uit die kar uit klim, toe staan 'n ander paartjie by 'n kar, en ek dink aan my eerste kar, wat my pa vir my gekoop het in 1991. So vir sommer net so, jy weet, in 1992. En ek sit daar, toe ek uitklim, en ek dink, en dit het by my gebly gister 'n paar keer, hoe ek nog nie my lisensie gehad het nie. Hoe baie ek my pa dankie gesê het, en my ma, het ek aande in die kar gaan sit, ek kon net die radio aansit en musiek luister. Maar ek kon hom staart, en ek kon om hom loop, en ek kan die flikkers aansit, en jy weet, die kattebak oopmaak. Ek het hom skoon gemaak, ek weet nie hoeveel keer, voor ek kon by die hek uitry nie. Hy het daar gestaan vir 'n paar maande. Maar, daai dankbaarheid, en ons aanvaar alles vandag, so vanselfsprekend. En dalk kyk jy vandag na jou lewe, en jy sê, dat jy nie veel het om voor dankbaar te wees nie. Ai, Lise, ons het nou lekker naweek gehad saam. Maar ek wil hê jy moet hoor, dit is nie waar nie. Daar is altyd iets waarvoor ek en waarvoor jy voor God dankie voor kan sê. Nou wil ek volgende punt wat ek vir jou wil uitlig, is Jesus. En dan wil ek eintlik begin om vir jou te sê, sonder Jesus sou nie een van ons 'n kans gesien het om ooit by God in ons lewens uit te gekom het nie. En daarom moet ek en jy altyd in ons lewens dankbaar wees vir Jesus, en vir wat hy vir ons elkeen aan die kruishout gedoen het. Jy moet dit nooit vergeet nie. Ek daagliks eer en prys ek God daarvoor. En ons moet dan ook sommer baie gereeld vir God dankie sê, dat Jesus vir ons gestuur is, en 'n prys vir ons betaal is, vir ons sondes. En ons moet op 'n plek kan kom om bereid te kan wees, om dit te kan besef, want weet jy, hy was bereid om sy lewe vir my te gee, sy lewe vir my af te lê, sodat versoening kan plaasvind. Ek wil vir jou sê, dalk het jy nie alles in die lewe nie, maar jy het genoeg om vanaand, in hierdie oomblik vir God dankie te sê. Buiten Jesus dink ek kan geloof. Nog iets waar sonder ek en jy ons nooit by God sou kon uitkom nie, en dis geloof, want in Hebreërs 11 staan daar mos geskrywe, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Beloner is. So gelukkig is geloof dan ook iets wat God in sy groot genade aan my skenk en aan jou skenk, en ek nooi jou uit, hierdie week wat voor lê. Begin vir God dankie te sê dat jy in geloof gaan opstaan, dat jy in geloof
Loof God vir geloof, prys God vir geloof, prys God vir alles wat jy het, vir Jesus, vir geloof. Romeine 10 staan dat tog in vers 17, dat die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Ag, jy het soveel. So wanneer iemand die boodskap van Jesus hoor, word geloof deur die Heilige Gees in jou en in my hart en in ons harte opgewek. Iets waarvoor ek altyd in my lewe voor dankbaar sal wees. Geloof, Jesus, vir wat ek het, die Heilige Gees. Dink aan dit. God het die Heilige Gees vir ons gegee om ons te help, om ons by te staan. Ja, eer God alreeds vir daai Godvreesende man wat op pad is. Dis geloof. Dis om in aksie te kom. Dis nie asof jy soos 'n parasiet is wat teer nie. Jy is sy kind. Jy kan kom na God toe. Jy kan kom net soos jy is. Hy is nie 'n aannemer van persoon, hy vat my en hy vat jou net soos ons is. So wanneer ons met die Bybel besig is, leer hy ons dat die waarheid, dat ek en jy die waarheid moet weet. Hy help ons ook om die waarheid te kan verstaan. Natuurlik is dit so, wanneer dit nodig is, herinner hy ons ook die waarhede. En hy help ons om dan by 'n plek te kan kom, om dit te kan uitleef. Verder help die Heilige Gees ons ook om te bid. Jy al by 'n plek gekom in jou lewe wat jy voel, hey man, ek weet nie meer nie. Dan kom die Gees van God en hy help ons. Hy bid ook vir ons wanneer ons nie woorde het om self te bid nie. Al hierdie dinge en soveel meer is dinge waarmee die Heilige Gees in ons lewens besig is. En ek en jy moet verseker dankbaar wees. Ons moet verseker op 'n plek aankom om God alreeds daarvoor te eer. In hierdie vas het jy uitdagings gehad. In hierdie maand was daar uitdagings in jou lewe daagliks. Ek is donderdag by die Bybelgenootskap waar ek werk en ek staan daar voor by die ontvangs en ons het 'n paar rakke met Bybels wat weet op display is. En terwyl ek daar staan, besef ek al hierdie tale en al hierdie verskillende weergawes en kulture wat hierdie lees en ek so sê, Here, dankie. U is nie 'n God van een groep nie. U is 'n God vir almal. Dankie vir die Bybel. Ek is dankbaar. Ek het my eerste Bybel by my ma gekry en Vrydag dis ek so vinnig baie aan Rustenburg en druk 'n Bybel in 'n hand. Ek sê vir haar, dalk is hierdie ma se laaste Bybel. Jy het vir my eerste een gegee en mag ek een wees wat jou laaste Bybel vir jou gee. Hierdie is 'n baie besonderse Bybel. Geniet hom, lees hom. Nie dat my ma nie Bybel lees nie, sy lees en geniet dit. Maar vir my was dit so wonderlik geweest om daai Bybel daar te kan plaas. Kom jy kom op 'n plek om vir God dankie te sê. Selfs vir jou Bybel, 2 Timoteus 3 kom en hy sê in vers 16. Wat sê hy in vers 16? Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig, te onderrig, weerlegging, teregwysing, opvoeding, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, te volle toegerus. Tot wat? Tot die goeie taak. Ek wil vir jou sê, is dinge waarmee die Heilige Gees in ons lewens, dit is wat God doen. Hy doen dit. En in hierdie 2 versies lees ek en sien ons wat God deur die Bybel in ons lewens wil doen. Hy wil ons onderrig. Hy wil ons die waarheid leer.
Deur die Bybel wil hy jou en my wys wanneer ons verkeerd is en ons leer om op die regte pad te stap. En God wil jou en my opvoed sodat ons aan God gehoorsaam kan wees en op so 'n manier in ons lewens kan leef. Dis wat God wil hê. Sien vanaand dankbaarheid. Sien jy waarom die Bybel belangrik is? Sien jy ook waarom dit iets is waaroor ek en jy moet dankbaar wees in ons lewens? Ons is geseënd dat ons die Bybel in ons eie taal kan lees. Nie alle mense het die voorreg nie. Ek sê verlede week toe ek in Centurion bedien, daar's mense wat bladsye uit die Bybel uitskeer in lande en dit onder mekaar deel. Om dit te memoriseer en hy blaai weer uit te deel. Want as jy met 'n Bybel vind, maak hulle jou dood. En kan ons fisies, kan ons die Bybel lees in ons eie taal. Daar's so selfs vir die blindes. Daar's 'n audio Bybel wat jy kan luister. Of sommer op jou rekenaar, self op jou slimfoon. Die ander dag het ek by die universiteit net die apps op die kinders se, op die studente se fone getap en hy die Bybel, hy het al die vertalings van die Bybel in een oomblik op sy foon. Raak lief vir die woord van die Here. Soos ons hierdie, ek weet die tannies lees hierdie Boons en ek weet nou nie wat noem hulle daai boeke nie, maar ek kan verstaan daai boeke is warm. Raak net so opgewonde om die Bybel 'n bietjie te lees as jy die huisgenoot geniet. Daarom is die Bybel, ek wonder, as jy hierdie week gaan sê, hoor jy, ek gaan vas van Facebook. En die tyd wat ek sou spandeer op, Ivan sê, Mills en Boon, nee, duidelik het sy vrou een gelees, of dalk jy. Maar dink net 'n bietjie, jy, die tyd wat jy spandeer op Facebook, vat jy en spandeer dit bietjie met God, in sy woord. Daarom is die Bybel definitief, beslis ook iets waarvoor jy kan dankbaar wees, en moet wees in God voor dank. Ek noem so baie goed op wat jy voor kan dankie sê, dink 'n bietjie aan jou lewe. Is dit so as jy sosiale media blaai oopmaak, elke dag, 3-4 keer 'n dag, dan is daar kennisgewings van mense wat dood is en wat gesterf het, jonk, veel van hulle lewe, bekendes, onbekendes, daai onbekende vir jou is iemand wat baie lief was vir daai persoon. Ek en jy die lewe, wees lief vir die oomblik, wees lief vir jouself. Die feit dat jy lewe, is 'n groot rede dat jy wat nou luister, vir God dankie kan sê. En hoewel nie elke dag maanskyn en 'n rose is nie, is elke dag van jou lewe steeds geskenk uit God se hand. Jy moenie vergeet dat God 'n doel met jou lewe het nie. Jy weet dalk nie nou wat dit is nie, maar as jy hom vertrou en die pad saam met God stap, luister, sal hy jou help om by 'n plek te kan kom om dit uit te kan leef in jou lewe. So ek wil jou uitdaag, wees dankbaar daarvoor om gereeld vir God dankie te sê daarvoor, vir jou lewe. Dan kom ek by 'n punt hoe om my dankbaarheid te leef. Om vir God dankie te sê vir al die goeie dinge wat uit sy hand het ontvang, is natuurlik verseker baie belangrik. Maar daar is ook verskeie ander maniere waarop jy dankbaar kan wees en dit kan uitleef in jou lewe. In my lewe leef ek my dankbaarheid uit teenoor God en teenoor mense. Ek leef dit uit deur om my getuienis met mense te deel. Elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het 'n pad. En daar waar jy nou stap en waar jy nou is in jou lewe, sê dankie. Begin daai grond wat jy opstap ook te gebruik as 'n markplein om die evangelie te verkondig, net om iemand mee te deel jou pad en hoe God vir jou getrou was. Kan iemand uit 'n diep gat uit help. Jy sien, wanneer jy verander van Jesus vertel,
is jy besig om te getuig? Is jy ook besig om uit dankbaarheid te leef? Wanneer jy vir iemand vertel wat God onlangs vir jou gedoen het, is jy besig om te getuig, en jy is besig om daar te kan kom, om te kan sê, dis dankbaarheid, ek's dankbaar. En maak 'n punt daarvan om gereeld vir iemand te vertel van Jesus, en van wat God vir jou gedoen het. So verkondig ek en jy, Matteus 28 vers 19, die evangelie van dankbaarheid om vir ander te vertel. En moenie vergeet om 'n lewende getuie ook te wees nie. Leef jou lewe op so 'n manier, hoor wat ek vandag vir jou sê, dat ander Jesus in jou en in my kan sien, nog voor jy jou mond oopmaak. Hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Dalk is dit tyd dat jy groei. Ek sê altyd, gaan na iemand se Facebookblad en jy gaan duidelik sien, wat is jou se liefde en wat geniet hy die meeste. Gaan kyk na iemand se Facebookblad nou. Gaan kyk nou na sy laaste, of kyk na jou laaste plasing op Facebook. Dit gaan iets sê van jou. Dit gaan iets sê van jou. Nog 'n manier om dankbaar te wees is om ander te dien. En jy kan dit op verskeie maniere doen in jou lewe. Jy kan byvoorbeeld inkopies gaan doen vir iemand wat langs jou woon, dalk is dit 'n ou oom of 'n ou tannie, om net 'n arm of 'n been te wees vir iemand anderste, om uit te reik, om daar te wees vir iemand. Iemand wat siek is, 'n vriend of 'n vriendin, hulle kinders by die skool te gaan optel, of te gaan aflaai, of na 'n sportbyeenkomste te kan vat. Jy kan aanbied om jou vriendin se kinders na te kyk, terwyl hulle dalk vir die aand moet uitgaan, want hulle gaan deur 'n moeilike tyd in hulle lewens. Daar is soveel dinge wat ek en jy vir ander kan doen, wat nie noodwendig geld kos nie. Wat nie noodwendig geld kos nie. Wat definitief vir iemand anders te waarde toevoeging gaan wees in sy en haar lewe. Deur om ander te dien, dien jy vir God en leef jy in dankbaarheid teenoor hom. In hierdie dag van vas, wat ons gepraat het oor dankbaarheid, is dit vir my so belangrik om tog die dag te kan afsluit, om te kan sê, Here, ek's dankbaar. Ek het vandag so gebid daaroor, en selfs in die tye wat ek mismoedig was, terwyl hy vir my goed was, ondankbaar was, vergewe. Maar ek is dankbaar vanaand. Ek is dankbaar vir die pad wat ek gestap het, die goed en die sleg. Daai sleg het ek baie in geleer ook. Duur lesse, duur skoolgeld betaal. Wees elke dag dankbaar. As jy mooi gaan kyk, sal jy sien, daar is elke dag iets waarvoor jy God dankie voor kan sê. God is elke dag besig om op een of ander manier in jou en in my lewe te werk. En maak dis 'n punt in jou lewe daarvan om deur die dag op te kan let, waar jy God se vingerafdrukke in jou lewe kan raak sien. En dan sommer net daar waar jy is, in jou voertuig, in jou werk, waar ook al jy staan, sê van dankie. Gebruik die oomblik en vergeet dit nooit nie. Onthou ook om vanaand dankbaar uit te leef deur die manier wat ek nou net vir jou genoem het, en gebruik dit. En jy gaan sien hoe in jou gesindheid verander. Jy gaan sien hoe gaan jou handel en wandel en jou uitsigte vir die toekoms ook verander. Here, hier's 'n man en 'n vrou wat saam kuier in ons dag se vas met dankbaarheid. Kom ons en ons getuig vanaand. U is vir ons genoeg. Ek eer en ek loof U vir wat ek het en vir tot hier waar ek gekom het. Vir die baie en vir die min, vir die goed en die sleg.
Die tye wat ek swak was, die tye wat ek sterk is, die tye wat daar baie was en toe daar min was. Ek eer U vir elke faset van my menswees, my gesondheid, my vriende, my familie, my werk, die werk wat op pad is, die man wat op pad is, die vrou wat op pad is. Ek eer U alreeds daarvoor. Dankie vir my kinders. Dankie, dankie, dankie vanaand, Here. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Want U is vir ons genoeg. En ons loof en ons eer U. In Jesus se naam. Ek kan nooit genoeg dankie sê nie. Nooit. Maar lekker gewees om saam met te kuier. Onthou in hierdie tyd wat ons vas, ons môre aand weer 8uur saam. Vat die dagstukkies môre, geniet dit. Eer dit. Loof die Here uit daai oomblik wat jy in is. Onthou, Josef het die paleis, Josef die dromer, het hy mooi gesien, maar toe kom maar put. Maar die put was die pad na die paleis toe. Jy sit dalk nou in 'n diep gat, maar onthou, die put is die pad na die paleis toe. Loof die Here. Dank die Here vir wat jy het. Lekker gees om saam met te kuier en hierdie besige week wat voorlê, mag jy goedheid te guns ervaar en vrede en voorspoed en seën en oorwinning en deurbraak in elke faset, saam met jou boyfriend, saam met jou girlfriend, saam met jou verloofde, saam met jou man, saam met jou vrou, saam met jou kinders, saam met jou familie. Kyk uit om môre aand selfde tyd wees so saam met julle te kuier. Baie blessings, goedheid en guns. Sien almal môre, baie blessings.